Dankbaar, Here, dat ons hierdie dag, Vader, nog 'n dag weet wat ons oprig na U toe, Here, wat ons U kan loof en prys, Here, 'n dag wat ons weet U gemaak het, Here, 'n dag wat U aan ons geleen het. Vader, dankie dat U Pieter en Teresa veilig gebring het tot by my, Here, dat ons saam kan sit hierso, vandag hierdie woord kan deel. Vader, dan bid ek ook, Here, sodat ek hierdie woord ook rekord, dat dit hierna ook sal gaan waar dit moet wees, sal raak wie dit moet, Here, maar dit ook 'n impak sal hê op ons wat hier luister, Here, vir ons wat dit deel, dit wat ons inneem, Here, want ons weet, Here, hierdie woord het spesifieke waarde, spesifieke krag, en dit het 'n bedoeling vir vandag, Here, vir elkeen wat hier is ook. Vader, ek vra dat elkeen sal sien wat hier is, Here, elkeen wat hierdie woord ontvang. Vader, dat hulle 'n salwing oor hulle lewe sal kry, Here, en dat hulle hierdie dag, Vader, kan opbring na U toe, Here, dat hulle hierdie week ook wat voor lê, geseën sal wees, Here, dat U hulle sal veilig hou, dat U hulle sal vooruitgaan, in die naam van Christus Jesus. Vader, ons bid, dat U ons sonde sal vergewe, Here, dat ons hierdie dag ook met 'n rein hart en 'n rein gedagte voor U kan staan. Vader, dat daar niks kan wees wat ons gebede blokkeer nie, niks kan wees wat ons laat skuldig of sleg voel ook nie, Here, in die naam van Jesus Christus. Daarom aanbid ons, Here, ons maak U naam groot, ons loof U en ons eer U, in Jesus naam. Amen. Julle weet ons, elkeen, ek glo ons is almal geroep, elkeen van ons, elkeen by die naam. Jy weet, ek glo ook dat ons name, ek wat Jacques Pieters is, ek kyk gisteraan so 'n bietjie op die Hebreëse almanak, wat beteken my name? Ek weet wat dit beteken, ek het al gaan kyk, maar dit was elkeen afsonderlik, maar ek wil dit toe by mekaar sit en kyk, wat my volle name beteken. En dit kom daarop neer, dat ons elkeen se naam basies krag dra. Dis nie ons ma of pa wat ons name gekies het nie, dit is God wat ons name gekies het. Want hy het ons geroep by die naam. Nog lank voor ons gebore was, nog lank voordat ons ouers dalk eers getrou het die Here geweet dat ons is op pad, en hy het geweet ons gaan op daai dag gebore wees. En so het ons naam betekenis. Dit het 'n geestelike betekenis. En as jy gaan kyk wat jou naam beteken ook, dan sal jy sien. En ek is toe nou geskok eintlik gisteraan toe ek nou kyk hierna, en ek besef dat al drie my name is eintlik die name wat die drie manne wat Jesus vertrou het, die drie manne vir wie hy gesê het, waak saam met my, daar in Getsemane. En kyk, is nou wel Jacques, en my ander naam is Johan, my van is Pieters, maar as ek na die Hebreëse betekenis in die name gaan kyk, dan is dit Jakobus, Johannes en Petrus. En dit is die drie manne wat ook op die berg was saam met Jesus toe Moses en Elia daar verskyn het. Dis die drie manne wat Jesus baie kere afsonderlik by hom gehou het. En daar is, vir my is dit baie groot betekenis toe ek dit nou besef. En daarom bring ek hierdie woord vanoggend, dat God het jou geroep. God het jou geroep by jou naam. Die Bybel is vol stories, vol gebeurtenisse wat ons leer, nie net van die verlede nie, maar ook van die nou, hierdie oomblik, en selfs van môre. Sodat jy jouself kan vind, want jy is meer as wat jou eie familie in jou sien, meer as wat die vyand wil hê jy moet glo van jouself. In die begin van alles was God se Gees, die Heilige Gees, in die mens. Onthou, toe God die asem in Adam blaas, nadat hy hom geformeer het, het hy nie net sy asem geblaas nie, hy het vir hom sy Gees geblaas, want God se stem, die klank wat by God se mond uitkom, is Heilige Gees, dis ruach. So dis hoekom, dis asem. Hy het die asem, hy het die lewe in Adam geblaas, en daarom het die eerste mense honderde jare oud geword. Honderde jare. Want die Gees van God was in hulle gewees. En ons besef nie, soos wat die wêreld begin het, so gaan hy eindig. God se Gees was in die mens, tot en met Noag. En na Noag, het die mense leeftyd was net 120 jaar. En dit kry ons in Genesis 6 vers 6. Daar was smart in die hart van God. Genesis 6 vers 3 sê dat die Gees van God nie vir altyd in die mens sal wees nie,
Die mense leeftyd sal toe verlaag na 120 jaar. En dit laat my dink, 430 jaar was die tydperk wat Israel in Egipte was. Die 30 jaar is oor Josef. Dis die tyd wat Josef in beheer was daar, totdat die nuwe koning gekom het. 430 jaar. En net so van Maleagi af, van die laaste profete af, is daar 430 jaar waarvoor niemand rekenskap kan gee nie. Tot en met die geboorte van Jesus. 430 jaar. Nie tot sy geboorte nie, maar totdat hy gedoop was. En dit is ook, Jesus was 30 jaar oud. So weer eens, dis 400 jaar en is 30 jaar. Dit speel 'n belangrike rol. En toe het Jesus, nadat hy gedoop was, so 40 dae in die woestyn gaan ingaan, sodat hy die versoeking van die bose kan ontvang en hy kon dit weerstaan, hy kon dit oorwin. En net soos Jesus sy bediening begin het, die 40 dae. Onthou, daarna het hy sy eerste disippels gaan roep. Hulle het vis gevang, hulle kon nie, hulle visnette was vol, hulle bote was vol. Dit was 'n groot visvangs. En nadat Jesus gekruisig was, het hy vir 40 dae, nadat hy opgestaan is, vir 40 dae gewandel en met mense gepraat. Weer, so het hy begin het, so het hy geëindig. En toe het hy daar langs die see gaan sit en hy het vir Petrus hulle gesit en kyk terwyl hulle vis vang. En hy het vir hulle gesê, gooi julle net aan daai kant, en hulle het hulle net aan daai kant gegooi, en dit was weer 'n groot visvang. Net so wat Jesus begin het, so het hy geëindig. En daarna het hy vir hulle gesê, nadat hy vir Petrus gesê het, hy moet kyk na sy skape. Daarna sê hy vir hulle moet die mense doop, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hulle moet disippels maak van mense. Dis die opdrag wat ons ontvang het. Maar ek wil vandag vir jou sê dat, as ons weer teruggaan nie net na die mense wat Jesus gaan roep het nie. Ons gaan terug in ons Bybels en ons kom hier by Rigters. Ons weet mos nou, dis die tyd nadat Israel uit Egipte uit is. Israel het nie 'n leier nie, hulle het nie 'n koning nie, hulle het rigters. Nadat Josua dood was, wat die leier was, wat die hoof was, wat die rigter was, hy was soos die hoof, maar ook soos die priester en die profeet vir hulle. Maar na Josua het hulle verskillende rigters geroep. Van daai rigters was soos Deborah, sy was 'n profeet. Sy het Israel gelei, maar daar's nie 'n verhaal wat ons kan lees van haar nie. Daar's nie 'n storie wat ons kan weet waar sy vandaan kom, wie sy was, van haar geboorte af nie. Ons weet net, sy was 'n profeet. En so was daar ook Oudnieuw. Ons het ook nie veel inligting oor hom nie. En so is daar 'n hele paar rigters, tot by Rigter 6, waar Gideon geroep was. En ek wil daai gedeelte lees, want dit is baie belangrik dat ek en jy moet besef. Wanneer God jou roep, dan roep hy nie jou omdat jy bekwaam is nie. Hy roep jou nie omdat jy alreeds daar is waar hy jou wil hê nie. Hy roep jou, hy kies jou, want hy vorm jou soos wat hy jou wil hê. En daarom gebeur daar dinge in ons lewe, want elke probleem, elke uitdaging, elke seer formeer vir my en jou. Dit is deel van waar God ons vorm. Hy is ons die pottebakker, ons is die klei. En as ons gaan kyk, hoe het hulle klei gemaak? Die pottebakker het afgegaan na die rivier toe. En daar waar die kleigrond was, het hy die klei begin trek, maar hy moes dit skoonmaak. Wanneer hy by sy huis kom, dan moes hy hierdie klei in potte gooi in bakke, en hy het die takkies uitgehaal, hy het die blare uitgehaal, hy het die grasstukkies uitgehaal, wat ook al daar was, wat nie daar moes wees nie, het hy uitgehaal, hy het die klei skoon gemaak. En dit is 'n proses waar hy die klei moes basies uitdruk, hy moes dit, soos wat iemand nou deeg sal vat en dit druk. So het hy die klei gedruk, hy goed moes uitkom. En dis hoe ek en jy is. Daar is dinge in ons lewe gewees wat blaartjies en takkies en klippies en stokkies. Dit is deel van ons lewe, maar God kom, die dag wanneer hy jou roep,
die dag wanneer hy jou aanstel, dan begin hy daai goed uithaal. Rigter 6, maar toe die kinders van Israel gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here, het die Here hulle oorgegee in die hand van die Midianiete 7 jaar lank. Jy sien, wanneer ons verkeerd doen, dan kom maar ook dinge oor ons lewe. Wanneer ons ongehoorsaam is, dan kom maar ook dinge oor ons lewe. Maar daar kom 'n dag, wanneer ek en jy besluit, ons kan nie so aangaan nie. En dit is wat hier gebeur het. Want as Israel gesaai het, dan trek die Midianiete en die Amalekiete en die kinders van die ooste uit en trek teen hulle op, slaan laars teen hulle op en verwoes die opbrengs van die land in die rigting van Gaza. En hulle laat geen lewensmiddele, geen skaap of bees of esel in Israel oorbly nie. Want hulle het met hul vee in hulle tente opgetrek en gekom so sprinkane. Luister aan, Joel 2 het ons laas gepraat in die Bybelstudiegroep oor die sprinkane. Nou hierdie mense het gekom so sprinkane. Hulle het hierdie landerye van die Israeliete verwoes. Hulle het hulle vee gesteel, hulle het hulle vee doodgemaak. Want daar was ongehoorsaamheid in hulle kampe. Want hulle het met hul vee en hulle tente opgetrek en gekom so sprinkane in menigte, terwyl hulle en hul kamele ontelbaar was. So het hulle dan die land ingekom om te verwoes. En as ons kyk wat gebeur vandag in Europa, daar was nou onlangs, so 3 weke terug, so 60.000 immigrante wat oor die see gekom het, in Kreta in Italië in. En as jy nou gaan kyk hoe lyk dit daar, huise is geplunder, vrouens is verkrag, goed is gesteel, winkels is geplunder, die strand lyk soos 'n plek waar jy jou veilig goed gaan weggooi. Dis verwoes, hulle het gekom so sprinkane om te verwoes, want die mense het God verlaat. En dit is die straf. En die woord waarsku ons al vir baie lank, dat dit is wat gaan kom. In die einde van dae gaan hulle kom so sprinkane, hulle gaan kom om te vernietig, hulle gaan kom om te plunder, hulle gaan kom om te verwoes. En toe die kinders van Israel die Here aanroep vanweë die Midianiete, jy sien dit gebeur ook, want God wil juis hê ons moet hom aanroep, hy wil juis hê ons moet op hom staat maak, hy wil juis hê ons moet ons vertroue terugsit in hom. En die kinders van Israel het die Here aangeroep, as gevolg van hierdie verwoestinge. Het die Here 'n profeet na die kinders van Israel gestuur en die het vir hulle gesê, so spreek die Here. Die God van Israel, ek self het julle laat optrek uit Egipte en julle uit die slawehuis uitgelei en julle gered uit die hand van die Egiptenaars en uit die hand van al julle verdrukkers en hulle voor julle uitverdrywe en hulle land aan julle gegee. En ek het aan julle gesê, ek is die Here julle God. Julle mag die gode van die Amoriete in wie se land julle woon nie vrees nie, maar julle het nie na my stem geluister nie. So kom ons kyk 'n bietjie, kom ons kyk na Europa. Voordat hierdie immigrante daar begine intrek het hulle begine sê, vat die Bybel uit die skole uit. Hulle het gesê, as jy bid op die straat, word jy toegesluit. As dit net lyk of jy bid in die straat, word jy toegesluit, jy word vervolg. Want daar is nou 'n vryheid van alle gelowe. En ek dink daarmee het God 'n probleem. En hy stuur die straf in. En die mensdom, hulle kom nie by mekaar en roep God aan nie. Hulle weier nog steeds om dit te doen. Want hulle kyk nog steeds na al hierdie ander dinge waar daar afgode opgerig word, waar daar goed gedoen word soos in Sodom en Gomora, hierdie LGBTQ. Hulle is in die strate vol met hulle verkleurde vlae. En hulle roep eintlik die dinge aan wat hulle doen en hulle verafgod hierdie misdade wat hulle doen. Hulle laat dit toe. En daar is geen klag teen dit nie. Maar as jy na die strate gaan loop met 'n kruis en jy roep die Here aan, dan word jy toegesluit, jy word vervolg. En dis hoekom hierdie dinge daar plaasvind. Want God laat dit toe. Hy druk self die mense om daarin te gaan. Sodat die nasie, sodat die volke weer tot bekering kan kom, dat hulle God roep en sê, Here, ons het U nodig. Hulle moet besef, ons het God nodig.
Toe het die engel van die Here gekom, vers 11, en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan, wat aan Joas die Abisriet behoort het, terwyl sy seun Gideon juis koring uitslaan in die parskyp om dit te beveilig teen die Midianiete. So luister mooi, wie's Gideon? Hy is besig om in die land te werk, hy self kap uit. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper held. So die engel noem hom al reeds iets wat hy nie eers weet hy is nie. Hy het al klaar die naam, want die engel het sy orders gekry van God af, en hy noem vir Gideon, dapper held, maar hy het nog niks gedoen wat so dapper is, wat so heldig is nie. Toe vra Gideon vir hom, vir die gees, vir die engel, ag my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders? Waar is ons vaders wat van hierdie dinge vir ons vertel het? Waar is hierdie dinge wat ons vaders aan ons vertel het? Deur te sê, het die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie, maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Onthou, hier was 7 jaar wat verbygegaan het, wat die volk Israel van God vergeet het. 7 jaar. So God is regverdig, hy het hulle genoeg tyd gegee. En toe draai die Here na hom toe en sê, dis nie nou meer 'n engel nie, maar is die Here, en sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Maar hy vra hom, ag Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse, en ek self die geringste in my familie. Onthou, Manasse het nie eers bestaan in die eerste 12 stamme van Israel nie. Manasse was die seun van Josef. Manasse was geseën deur vader Abraham. Deur vader Jakob. Het hy vir Manasse geseën in die plek van Josef. Saam met Ephraim. 2 geslagte is geseën uit Josef uit, en Manasse was 'n klein stam. En hier sê die engel, die Here vir hom, vir Gideon, dat hy is die dapper held. Hy gaan Israel verlos, en Gideon dink die minste van homself. Hoe kan u vir my sê, want ek is die kleinste, uit die kleinste stam uit? En hy antwoord hom, die Here sê vir hom, ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan. En hy antwoord hom, as ek dan guns in u oë vind, doen vir my 'n teken, dat u dit is, wat met my spreek. Jy weet, my gedagte rondom dit is, God kies nie daai groot manne in Israel nie. Hy het nie na die groot stamme toe gegaan nie. Hy het nie die regte mense gaan kies wat al reeds helde is in Israel nie. Hy het gegaan daarna die geringste. Hy het gegaan na Gideon wat die minste is. En hy het hom gekies. Hoekom het God dan nou juis vir Gideon gekies? Want hy het gekyk na sy hart. Net so kan ons die name noem, een na die ander een wat God gekies het in die Bybeltyd. Altyd die geringste, altyd die minste, altyd daai van wie ons dit die minste verwag het. Kom ons kyk na Dawid. Toe God vir Samuel die hoëpriester stuur na Dawid se pa toe. Toe sien hy daar in die huis van Dawid se pa is manne, groot manne, sterk manne. Manne wat Dawid se pa gedink het is reg vir die koningskap. Wat reg is om gesalf te word, wat die regte mense is. Maar Samuel sê, het jy nog 'n seun? En hy stuur, laat hulle vir Dawid gaan haal daar in die lande. Dawid het vir niemand gesê, hy het 'n beer doodgemaak wat die skape aanval nie. Hy het vir niemand gaan sê,
Hy het die leeu oorwin wat die skape wou aanval nie. Want daar was nie hoogmoedigheid by hom nie. Niemand het nodig gehad om te weet, want God het geweet. En daarom het God hom gekies. Want Dawid is 'n held alreeds, sonder dat ander mense daarvan weet. Kom ons kyk na Josef. Hy het hierdie drome gekry van die toekoms en sy broers was jaloers oor hom. Hy was die laaste gebore en hy was die kleinste van almal. En dis hoekom Manasse weer hier gebruik word. Want uit Josef is Manasse gebore. En hoekom het God vir Josef gekies? Wat moes hy deurgaan? Sy broers het hom gehaat, hulle het hom verwerp, hulle het hom in die sloot gegooi. Hulle het hom verkoop aan die slawe. Hy het in Egipte opgedaag. So God het 'n plan met hom en hier is hy in Egipte, maar hy word beskuldig van iets wat hy nie eens gedoen het nie. En hy word in die tronk gegooi en daar word hy vergeet in die tronk. En hy lê 'n droom uit en eers later word hy onthou. God kies nie die helde nie. Hy kies die minste en hy maak van hulle helde. En daarom sê ek vandag vir jou ook wat hier luister. God het jou gekies. En hy maak van jou 'n held. Hy maak van jou iemand wat niemand kan dink jy is nie. Mense het al woorde oor jou lewe gespreek wat nie mooi is nie. Mense het jou al sleg gemaak. Hulle het jou al beskinder. Hulle het jou verkleineer. Hulle het jou verkoop. En selfs baie van ons in ons eie families verwerp ons, want hulle weet eintlik in die gees dat jy is iemand. Maar hulle wil dit nie aanvaar nie. En kyk wat het Gideon gedoen. Hy vra vir God vir 'n teken. En God gee hom 'n teken, maar nog steeds glo hy nie en hy vra nog 'n teken. En hy kry nog 'n teken, maar hy sukkel nog steeds. En as jy die storie gaan lees, dan sal jy sien, hy het daar gekom waar die vyand was. En hy het geluister wat hulle praat oor 'n droom wat hulle gehad het en die ander ou sê, dit is Gideon. Jy sien, hulle het klaar geweet, want die Here het dit vir hulle geopenbaar in hulle drome al klaar. En daar het Gideon gehoor, vir die 3de keer, en hy het geglo, en hy het met die 300 man gegaan, en hy het gedoen wat die Here vir hom sê om te doen. Hulle het die lampe toegemaak in 'n emmer. Hulle het hulle shofaars by hulle gehad, die ramshorings by hulle gehad. En op die regte oomblik het hulle die lig uitgebring en hulle het die shofar geblaas. En die vyand het so groot geskrik dat hulle beginne vlug het en baie is selfs dood nog voordat Gideon aan hulle geraak het. Want die vrees het oor hulle gekom. Jy sien, wanneer ons God vertrou en weet en vertrou, want hy het jou geroep. En as jy vertroue in hom plaas, dan gaan jy weet dat jy gaan wen. Maak nie saak wat jy aanvat nie. Niemand gaan jou keer nie. Niks gaan jou stop nie. Jy sal uitkom daar waar die Here jou wil hê. Daar waar jy moet wees op die regte oomblik, op die regte tyd. God het geweet dat Gideon gaan hom vra vir 'n teken. En ons het al die reg om bevestiging te kry by ons Vader. Want ons weet ook die bose kom as 'n lig. En baie keer hoor ons 'n stem en ons dink dis die Here, want dit is hoe die duiwel werk. Hy wil ons mislei. Hy wil hê ons moet glo ons is nie goed genoeg nie. Hy wil hê ons moet glo ons moet 'n ander pad stap as die pad wat God ons wil opstuur. Onthou, die duiwel was 'n engel. En hy kan hom nog steeds vermom soos 'n engel. Maar wanneer God jou roep, dan roep hy jou nie omdat jy al klaar 'n dapper held is nie. Hy roep jou, want hy gaan van jou 'n dapper held maak. God roep nie groot is nie. God het nie vir Goliat gekies om Israel te red nie. God het vir Dawid gekies. En as jy Dawid se storie gaan lees, toe hy Saul se wapenrusting aantrek, was dit te groot en te swaar vir hom. En hy het dit uitgetrek weer. Saul was 'n groot man, hy was 'n kop langer as almal. Hy was sterk gebou geweest, hy was mooi van aansien. Hy was die keuse wat die mense gevolg het. Maar hy het nie geluister wat God sê nie.
En dis hoekom kies God die regte mense wat luister wat hy sê. Wat vir hom vra, gee ons bevestiging. Wys ons, Here, dat dit U is wat met my praat. En daai aand, Rigter 7 vers 22 sê, en toe die 300 op die ramshorings blaas, het die Here die swaard van die een teen die ander gerig, ja, in die hele laar, en die laar het gevlug na Betsita, na Sireda toe, tot by die oewer van Abel Mohola, by Tabat, en die manskappe van Israel uit Naftali en uit Aser en uit die hele Manasse is opgeroep, en hulle het die Midianiete agterna gejaag. Ook het Gideon boodskappers gestuur in die hele gebergte van Ephraim om te sê, trek af die Midianiete tegemoet en sny hulle van die waters af tot by Bet-bara en die Jordaan. So het dan al die manskappe van Ephraim by mekaar gekom en die waters beset tot by Bet-bara en die Jordaan. Ons moet hier besef, Gideon was nie aangestel voor die hele Israel as 'n rigter nie. Maar op daai oomblik het Israel vir hom geluister, want hy het met gesag gepraat. Hy het gepraat met die gesag wat God hom gegee het. So wanneer God jou oprig, wanneer hy jou optel, dan tel hy jou op en hy gee vir jou die gesag wat jy nodig het om te doen wat jy moet doen. So hou op luister na wat mense vir jou sê, hou op dink jy is nie goed genoeg nie. Hou op dink of beleef of inneem wat mense oor jou spreek, want dit is nie vir jou nie. Mense is nie daar om jou op te bou altyd nie. Ja, God stuur mense om jou op te bou, maar ons moet baie mooi luister en baie versigtig wees. Na wie ons luister, na wat ons luister. Want wanneer God vir jou die gesag gee, wanneer hy jou in die posisie plaas, waarna toe hy jou geroep het, dit waarvoor hy jou gekies het, moet niks jou kan stop nie, want die vrede is in jou hart, die vrede wat net God kan gee. God het hierdie Gideon met 300 man, die voortou gegee, en 'n groot mag het weggevlug van hom en sy handvol manne af. Weggevlug, en hulle het selfs die swaard teen mekaar getrek. So sê die woord vir ons. Hulle het vrees gekry, vrees wat God oor hulle gebring het. Want hulle was bang vir Gideon, en Gideon stuur die woord uit na die ander stamme toe ook. Kom, laat ons 'n laar trek om hierdie geslagte van die Midianiete. En hulle was voorgekeer, hulle was toegeblok, en hulle uitkoms was net die dood. So wanneer God jou optel, wanneer hy jou kies, wanneer hy jou stuur, kan jy hom vra, gee my bevestiging, geen probleem nie. Jy kan weer vra, en hy sal selfs iemand stuur, waarna jy kan luister wat gaan sê, wat gaan bevestig, dat daar vrees is vir jou. Nie 'n menslike vrees nie, maar 'n geestelike vrees, want wanneer jy in die gesag opstaan wat God jou gee, gaan die vyand jou vrees. So ons kyk geestelik na hierdie storie en besef, dat wanneer jy opstaan in jou gesag, dan gaan die bose sidder. Hulle gaan sidder. Onthou, ons kan soveel stories lees in die Bybel, daar's soveel verhale van mense, wat niks was nie, wat niemand was nie. Ons kan gaan kyk na die apostels. Kom ons vat Matteus. Hy was 'n tax collector gewees, die mense het nie van hom gehou nie. Hy was gesien as 'n sondaar. Hy was stil, hy was teruggetrokke, want hy moes vinnig huis toe gaan, vinnig weer by die werk kom. Hulle moes in hokkies sit met soldate wat hulle by hulle wag hou, want die mense het hulle aangeval. Maar Jesus het na hom toe gekom, en hy het hom gekies. Hy het van daai sondaar, van daai niks, van daai niemand, het hy iemand gemaak. Kyk vir Maria Magdalena, toe sy Jesus se voete salf. Sy was
7 demone was in haar gewees. En toe daar van haar sleg gepraat was, daar waar sy Jesus se voete salf, het die mense gesê, sy is 'n sondaar. Mense het gedink, kyk, hoe kan Jesus 'n profeet wees as hy toelaat dat 'n sondares sy voete was? Maar sy is die een wat gekies was om in gesag op te staan, haar beste, duurste olie te vat en Jesus te gaan salf daarmee. Al het die mense haar sleg gepraat, al het hulle haar verkleineer voor die ander, het sy gedoen wat sy moes, op die oomblik wat sy moes. Sy was by die regte plek, op die regte tyd, met dit wat die Here vir haar gegee het om te gebruik. So jy is geroep by jou naam, en die Here het vir jou gegee wat jy nodig het, vir dit wat jy moet doen, op die regte tyd, op die regte plek. Moet nooit glo wat mense oor jou spreek nie. Moet nooit glo jy's nie goed genoeg nie. Moet nooit inneem wat selfs jou familie, jou man, jou vrou oor jou spreek nie. Staan op, skud die stof af en doen, glo, vertrou, want jy is geroep by jou naam. Hemelse Vader, dankie Here, dat nie een van ons nagelaat is nie. Nie een van ons agtergebly het nie, Here. Dat U ons elkeen geroep het by die naam, dat U ons elkeen gekies het, dat U ons elkeen 'n naam gegee het met betekenis. Here, dat ons op hierdie dag kan staan en weet, daar kom 'n dag, daar kom 'n tyd, daar kom 'n oomblik, daar kom 'n plek, met dit wat ons nodig het, wat U gaan voorsien, Here, om te doen wat ons moet doen. Laat ons in gehoorsaamheid bly, Here, dat ons nie treur of vertraag wees nie, Here. Dat ons sal glo, dat ons nie sal twyfel nie, dat ons nie sal vrees nie, maar dat ons U vertrou, Here. Vader, dat ons nie sal kyk en die foute sal soek en die probleme sal soek om 'n verskoning te kan maak nie. Here, maar dat ons daai verskoning een kant toe sal gooi, want ons weet, U het 'n tyd en 'n plek gekies, Here. U het klaar voorsien wat ons nodig het. Here, en dit wat ons nog nie het nie, weet ons dat U gaan dit voorsien. En daarvoor is ons dankbaar. Dankie vir hierdie dag, Here. Dankie vir hierdie oomblik. Dankie dat ons nou ook nagmaal gaan neem, Here. Vader, ons loof U, ons eer U. Dankie vir die verwysings in ons Bybels, Here, dat ons kan sien, U maak van niemand iemand. Here, want daai en is nie in ons niemand nie, want ons is iemand. Vader, ek bid vir elkeen wat hier is vandag, Here, elkeen wat hierdie woord hoor, elkeen wat hierdie boodskap ontvang, elkeen wat ons weet, U die naam vir hulle gegee, dat hulle sal opstaan, Here, dat hulle sal begin doen, dat hulle nie meer twyfel in hulle self nie, dat hulle nie meer sal luister wat hulle familie en vriende oor hulle spreek nie, dat hulle sal begin besef, hulle is groter as die woorde wat oor hulle gespreek is, in Jesus naam. Amen. Ons gee so 'n minuut kans, dan gaan ons die nagmaal doen. Terwyl julle die sap ingooi, ek weet nie of julle klaar ingegooi het nie, maar ek gaan gou vir ons ingooi. Ek hoop julle is allemaal reg. Ek gee nog so 15 sekondes. Hemelse Vader, baie dankie Here vir die voorreg
om vandag ook hierdie nagmaal te kan neem, Here, om te kan dink aan die oomblik wat U daar gesit het saam met U disippels, Here, wetende dat een van hulle gaan U verraai, maar wetende uit die 12 uit daar net een is wat foutief is, Here. Want die 11 is met U, Here, en soos hulle daar gesit het saam met U, het U die brood geneem, U het dit gebreek, U het gesê, dit is my liggaam, neem, eet. Here, en ons besef, Here, dat die oomblik toe U dit gebreek het, toe U gesê, dit is my liggaam, neem, eet, het U aan Johannes 1 gedink waar U gesê het, die woord het vlees geword. Vader, en daarom weet ons dat dit beteken, wanneer ons hierdie nagmaal neem, wanneer ons die brood neem, dit beteken, ons moet U woord lees, Here, dat dit is waarvoor ons staan, dit is wat ons moet doen, dat ons die woord moet inneem, op 'n gereelde basis, want U het vir hulle gesê, doen dit so gereeld as moontlik. En ons neem die brood, Here. Dankie, Here. Here, en toe jy die beker vat, was die woorde gewees, dit is my bloed wat ek vir julle gaan gee. Elke druppel bloed het U vir ons opgeoffer, Here. U daar aan die kruis gesterwe vir ons sondes, Here. Lang voor ons gebore was, nog lang voor ons gesondig het U al reeds U lewe gegee, sodat ons kan lewe. Here, maar hy het ook gesê, dit is die nuwe verbond. Die ou verbond is verby, die verbond wat U gesluit het met Abraham, Isak en Jakob, met Moses, waar hy vir hulle gesê het, hulle moet tot besnydenis kom. Here, want nou sê U woord, ons moet die hart sny. Here, en ons sny ons harte, Here, want ons het kom tot bekering, ons kom tot wedergeboorte, Here. Ons voel sleg oor die dinge wat ons verkeerd gedoen het in die lewe, maar ons is in hierdie tyd in met 'n nuwe gedagte, met 'n nuwe wete, dat ons lewe vir U, Here, sodat ons hierdie sap ook drink, weet ons, dit is die Nuwe Testament, en ons doen dit namens U naam, Here. Dankie, Here. Dankie, Vader, wanneer ons dit neem, Here, U woord sê ons moet gereeld doen, maar ons dankie vir die voorreg, Here. Dankie vir U liefde, dankie vir U genade, Here. Dankie dat ons op hierdie dag herinner word, Here, aan dit wat U gedoen het. Dat ons dit doen op 'n gereelde basis, Here, want dit is ons die evangelie inneem. Deur U woord, deur U bloed, tot 'n nuwe lewe. Die verlede is verby. Dis agter ons. Ons gaan die toekoms in, omdat ons onsself ook vernuwe. Elke dag werk ons tot heiligmaking. En ons dankie vir die voorreg, Here, dat ons Bybels kan lees. Ons dankie vir die voorreg, dat ons naam op die kruis geskrywe is. Toe Jesus gesterf het al, maar toe hy die dood oorwin, het ons name in die boek van die lewe opgeteken geraak. Here, maar ons wil dit daar hou, in Jesus naam. Amen. Baie dankie julle. Ek is bevoorreg om julle hierso te hê. Ek gaan natuurlik die recording ook op YouTube sit later, seker eers teen môre, dalk later vanmiddag, sal sien hoe dit gaan, maar baie dankie vir elkeen wat hier is, dankie vir julle tyd, en ek spreek die seën van die Here oor julle, ek spreek lewe oor julle, en ek sê net Shalom.